Goeiedag en welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Baie dankie vir almal wat verlede week se episode gekyk het en ook kommentaar gelewer het. Ek lees dit graag en neem dit ter harte, ook interessante inligting wat sommige van julle deel. Ek het dit tog goed gedink om hierdie week so 'n bietjie van 'n bestekopname te maak van oorlog en konflik in die wêreld. Dit natuurlik binne die konteks van die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Ons het die afgelope paar dae verskeie gebeure daar gesien, die stryd maar tussen Amerika en Iran wat voortduur, ook natuurlik tussen Israel en Hezbollah in Libanon, maar natuurlik het ons ook in die afgelope dae verskeie verwikkelinge gesien in die oorlog in Oekraïne. Mens sal eintlik sê die stryd tussen Rusland en Oekraïne, want ook Oekraïne wat daar toenemend daarin slaag om aanvalle op Russiese grondgebied uit te voer. Dis natuurlik nie die enigste huidige konflikareas in die wêreld nie. Daar is steeds die vernietigende burgeroorlog in Sudan aan die gang. Daar's ook 'n burgeroorlog in Jemen wat gevries is tot 'n mate, maar aan die ander kant ook tot 'n voortdurende humanitêre krisis lei. Myanmar is daar 'n bloedige stryd wat nou al vir jare voortduur en waaroor mense eintlik min praat, en baie ander konflikareas in die wêreld wat so van tyd tot tyd waar die konflik weer opvlam. Jy dink aan die DRK, jy dink aan ander dele van Asië, die Midde-Ooste en Afrika, natuurlik verskeie konfliksituasies soos die stryd maar in Suid-Sudan wat gereeld lei tot konflik, en die hele stryd in die Sahelstreek tussen grootliks in meeste lande tussentydse militêre regerings en islamitiese terreurgroepe wat baie aktief daar is. So, dit is die fokus van hierdie week se episode van Wêreldwys. Nou ja, kom ons spring weg eerstens met die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dis 'n konflik wat natuurlik inderwaarheid eintlik al meer as 12 jaar voortduur. Dit het in 2014 begin met die stryd in die Donbas-streek, veral Donetsk en Luhansk, sogenaamde Russiese separatistegroepe daar wat in konflik gekom het met die steun van Rusland natuurlik teen Oekraïne, dit nadat 'n meer anti-Russiese pro-westerse regering in Oekraïne aan bewind gekom het. Toe was daar 'n tydperk van pogings tot vrede, die sogenaamde Minsk-onderhandelinge en die Minsk-ooreenkomste waarby die voormalige Duitse kanselier Angela Merkel betrokke was. Dit het grootliks misluk en dit het uiteindelik gelei tot die Russiese inval in Februarie 2022 in Oekraïne. Nou ja, sedertdien is meer as 1 miljoen mense dood in hierdie bloedige oorlog. Groot hoeveelheid soldate aan beide kante is beseer. Ons weet nog nie presies hoeveel nie, en beide lande sit eintlik met 'n tekort aan manskappe. Jong mans wat bereid is om te gaan veg in die voorste linies, en dit natuurlik oor 'n soort van frontlinie in hierdie oorlog wat oor meer as 2000 kilometer deur die ooste van Oekraïne verspreid is. Jy sien letterlik loopgrawe met mense wat daarin lê en wat besukkel om regtig 'n deurbraak te bewerkstellig. Rusland se vordering het al 'n tydjie gelede grootliks tot 'n einde gekom. Oekraïne slaag nie daarin om met 'n teenoffensief grond terug te wen nie. En nou sien ons die afgelope tyd toenemend 'n lugoorlog. Nou dis nie asof lugaanvalle iets nuuts is in hierdie oorlog nie. Daar was die afgelope 4 jaar nog altyd lugaanvalle betrokke, veral Russiese lugaanvalle op Oekraïne, maar die afgelope tyd sien ons nou dat Oekraïne ook suksesvolle aanvalle op Russiese grondgebied uitvoer. Russiese skepe in die Swartsee word geteiken, maar ook militêre en energieteikens in die weste van Rusland en selfs so ver as Moskou en Sint-Petersburg, 2 belangrike stede. Nou daar is en daar word baie vrae gevra oor openbare steun vir hierdie oorlog in Rusland, die posisie van Vladimir Putin, moontlike verdeeldheid in die Kremlin, die ekonomiese gevolge van hierdie oorlog, die uitdagings wat daar duidelik in die Russiese ekonomie begin ontstaan, maar oor die meeste van hierdie punte kan mens maar hoofsaaklik bespiegel of baie beperk
beperkte inligting regtig ontleed. 'n Mens kan eintlik maar wel tot die gevolgtrekking kom dat Rusland onder druk verkeer met 'n tekort aan soldate, al hoe meer ammunisie en wapens wat aangekoop moet word uit lande soos Noord-Korea, China en van ander lande, en natuurlik die ekonomiese uitdagings as jy so 'n groot deel van jou staatsbegroting op verdediging spandeer. Die probleme in Oekraïne is wel bekend vir hulle ekonomie, die feit dat miljoene Oekraïners die land verlaat het, dat hulle te min soldate het, dat hulle reeds 20% van hulle grondgebied verloor het. Dit is die werklikheid. Nou, president Donald Trump van Amerika het verlede jaar in Januarie gesê dat hy 'n vinnige vrede wil onderhandel. Hy kon nie daarin slaag nie, grootliks omdat die Russe nie tot sy terme wou instem nie, en 'n duidelike oogmerk van Oekraïne se lugaanvalle nou is eintlik om Rusland terug te dwing na die onderhandelingstafel en om toegewings te maak. Die feit dat Oekraïne sulke helder oordag sulke lugaanvalle uitvoer op van hierdie groot stede van Rusland het natuurlik dit ten doel. Oekraïne het ook groot vordering gemaak die afgelope tyd met sy hommeltuigprogram, die skaal waarop bekostigbare aanvalshommeltuie ontwikkel word, het geweldig toegeneem. En dit is ook met die hulp van westerse lande. Heel wat geld uit byvoorbeeld Wes-Europa wat vloei na Oekraïne, samewerkingsooreenkomste tussen Oekraïne en verskeie lande om uiteindelik dan nou hierdie hommeltuigprogramme uit te brei en baie meer hommeltuie te kan vervaardig en ook onderdele te kan verkry uit verskeie lande in die wêreld. Oekraïne se een probleem is steeds sy lugafweerstelsels. Oekraïne slaag daarin omtrent 70% van aanvalshommeltuie en missiele af te skiet, maar ja, die oorige 30% tref en rig groot skade aan. Daar steeds daaglikse lewensverlies, dikwels ook burgerlikes wat sterf in hierdie aanvalle. So dis waar ons nou staan. Die vraag is, gaan Rusland op een of ander punt terugkeer na die onderhandelingstafel? Gaan Amerika weer sy fokus verskuif in die Trump-administrasie na onderhandelinge en gaan hulle weer 'n poging aanwend om vredesonderhandelinge te hervat? Indien dit nie gebeur nie, kan 'n mens verwag dat Oekraïne se lugaanvalle op Rusland gaan toeneem, ten spyte van die Russiese pogings om natuurlik fabrieke waar Oekraïne hommeltuie en missiele vervaardig, om dit self aan te val en te vernietig. Maar ja, dis 'n nuwe fase van hierdie oorlog. Ek verwag nie dat daar noodwendig in die ooste van Oekraïne enige deurbrake deur Rusland of Oekraïne binnekort bereik gaan word nie, en daarom die baie sterk fokus ook met hulpbronne na lugaanvalle. Rusland wat sy hoeveelheid lugaanvalle op Oekraïne dramaties verhoog het. Natuurlik net in 'n week se tyd meer as 1000 hommeltuigaanvalle, meer as 160 missielaanvalle. So die Russe wat baie hard probeer terugslaan wanneer Oekraïne wel met sukses aanvalle daar uitvoer. Die laaste punt wat ek wel wil maak oor hierdie spesifieke konflik is dat daar natuurlik voortdurend vrees is dat dit kan oorspoel in die res van Oos-Europa. Verlede week het ons gesien dat 'n Russiese hommeltuig woonstelgebou in Roemenië getref het. Ons het nou al gesien dat Rusland daarin geslaag het om Oekraïense hommeltuie te herlei na Pole, en dat dit in Pole en in Finland onder andere ook al neergestort het. En dit skep natuurlik 'n groot risiko vir eskalasie. Rusland wat 'n tyd gelede kernwapens na Belarus verskuif het, intussen is die Amerikaners glo besig om te onderhandel om Amerikaanse kernwapens in Pole en die Baltiese state te ontplooi. Dit alles is 'n baie stadige, maar stelselmatige eskalasie van hierdie konflik, wat natuurlik lankal nie meer net 'n konflik tussen Rusland en Oekraïne is nie, maar eerder een is tussen Rusland en die Weste. Die tweede konfliksituasie waaroor ek wil praat is die Midde-Ooste, en mense wil eintlik redelik min daaroor sê. Ons het 'n verlede week se program ook baie daaroor gesê, en dit is sekerlik steeds die konflik waaroor die meeste in die media berig word. So Amerika en Iran wat nou reeds byna 60 dae lank 'n skietstilstand ooreenkoms het, maar daar's voortdurend skermutselings. Amerika wat Iran se hawens blokkeer. Hulle het vroeër hierdie week 'n aanval uitgevoer op 'n leë olietankskip wat probeer het om 'n Iran
Iran se hawe te bereik. Amerika wat duidelik wil verhoed dat Iran enige olie kan uitvoer en op enige maniere kan probeer uitsmokkel. Intussen was daar nog verdere aanvalle gewees. Iran wat probeer het om met hommeltuie en missiele aanvalle op golflande uit te voer. Een was wel geslaagd gewees op Kuwait, die lughawe in Kuwait, en Amerika wat dan weer vergeldingsaanvalle uitvoer en sê, maar goed, sommige militêre terreine wat deur die aanvanklike militêre operasie aangeval of grootliks beskadig is, word nou weer herstel deur Iran en ook missiele wat herbou word, en daarmee voer hulle dan die aanvalle uit, en Amerika wat dan nou weer daardie terreine teiken. Nou ja, dit is 'n heen en weer en 'n heen en weer, terwyl beide Amerika en Iran steeds verbind bly tot onderhandelinge vir 'n vredesooreenkoms. Nou daar was 'n interessante verhoor by die Amerikaanse Senaat se buitelandse sake komitee vroeër hierdie week. Marco Rubio, die minister van buitelandse sake, wat daar getuig het, en hy het bevestig wat Amerika se voorwaardes vir 'n vredesooreenkoms is. Dis natuurlik 'n beëindiging van Iran se kernprogram, 'n verwydering van die verrykte Iran, en dan die oopstel van die seestraat van Hormuz, wat sal behels dat seemyne verwyder moet word en dat 'n groep golflande saam groter koördinasie en beheer oor hierdie seestraat moet kry. Dis Amerika se doelstellings. Iran se doelstellings lyk anders. Iran fokus op die proksies, die sogenaamde proxy of handlanger groepe wat Iran, 'n netwerk van groepe wat Iran oor baie jare ontwikkel het. Hamas, Hezbollah, die Houthis in Jemen, 3-4 sulke groepe in Irak, daar's in Sirië sulke groepe. En die belangrikste hiervan tans is natuurlik Hezbollah, want Israel is besig met 'n verbeete stryd of in 'n verbeete stryd teen Hezbollah in Libanon, en Israel wat gedreig het om Beirut aan te val en selfs te probeer beset, die hoofstad van Libanon, en president Trump wat toe 'n streep getrek het en gesê het, dit kan nie voortgaan nie, want dan bedreig Israel se stryd teen Hezbollah enige pogings wat Amerika tans aanwend om vrede met Iran te sluit. Nou vir Iran is dit natuurlik baie belangrik dat Hezbollah moet staande bly, dat Hezbollah in die toekoms moet voortbestaan, want Iran het geweldig baie veld verloor in die Midde-Ooste en die streek. Behalwe dat al die golflande teen Iran gedraai het, sien jy natuurlik dat Hamas in 'n groot mate vernietig is. Hulle probeer heropbou, die Houthis is baie verswak, Bashar al-Assad het gevlug uit Sirië na Rusland, en selfs in Irak is die Sjiite groepe wat naby noue bande met Iran het, ook wesentlik verswak. So, ons is by 'n voortdurende kat en muis speletjie, die vraag oor wie gaan eers toegewings maak, die Amerikaners wat terugstoot wanneer dit lyk of hulle eintlik gereed is om 'n ooreenkoms met Iran aan te gaan, eintlik die Iranese verder wil verswak, nie wil toelaat dat Iran militêr heropbou nie, en natuurlik daar die hele blokkade van Iran se hawens wil gebruik as 'n meganisme om Iran ekonomies sodanig te verswak dat die Iranese moet onderhandel. Nou ja, Iran is geweldig verswak, maar Iran is duidelik ook gereed om die langspel te speel. Die langer stryd, wat natuurlik iets is wat die Amerikaners nie regte voor kan sien nie. So, heel wat verwikkelinge, nou teen die tyd wat julle hierdie potsending kyk of luister, mag daar natuurlik al heel wat ander dinge gebeur het, maar ons sien steeds die kompleksiteit van die Midde-Ooste se konflik en hoe dit uitspeel. Nou, daar's meer hier aangekoppel as net die Amerika-Iran stryd of Israel se stryd teen proksies. Alles wat byvoorbeeld gebeur in die Gaza-strook aan die Wes-oewer, speel alles daarop in. Die gebeure die afgelope jare wat in Sirië met die regeringsverandering daar, dit is belangrik. Daar is ook onlangs 'n nuwe regering gevorm in Irak. Dit is van groot belang, en gebeure natuurlik in die golflande soos Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, al hierdie lande wat ernstig geraak word. En die belangrikste punt wat ek dalk hier wil maak, is om te sê dat dit duidelik is dat die gebeure sedert Oktober 2023, Hamas se aanval op Israel se stryd teen Hamas in Gaza, toe die stryd tussen Israel en Hezbollah, en uiteindelik die gebeure in Sirië met Bashar al-Assad wat onttrek, die stryd teen die Houthis en Amerika en Israel wat Iran aanval. Dat dit alles saam, die hele sameloop van gebeure
die afgelope byna 3 jaar. Dat dit beteken dat die Midde-Ooste en die landskap, die verhoudinge, die militêre landskap, die rol van verskillende lande en groeperinge, dat dit vir altyd verander is. Presies hoe dit gaan lyk oor 'n paar maande van nou, dit kan ons nie voorspel nie. Maar wat duidelik is, die Midde-Ooste lyk anders, gaan anders funksioneer, verhoudinge gaan anders wees en daarom natuurlik ook vraagstukke oor internasionale lewering van olie en gas en kunsmis, alles wat ons so daar uit die Arabiese Golf kry. Maar daaroor sal ons in 'n volgende episode heelwat meer gesels. Die derde oorlog waaroor ek wil gesels in hierdie week se program is die burgeroorlog in Sudan. In April 2023 het die stryd uitgebreek tussen Sudan se weermag en die Rapid Support Forces. Die afgelope meer as 3 jaar is byna so wat 200,000 mense dood, miljoene mense, 8-9 miljoen mense intern in Sudan verplaas, mense wat gevlug het uit hulle huise, miljoene mense wat probeer vlug het na buurlande. Dit is natuurlik moeilik as jou buurlande lande soos Chad en Suid-Sudan is waar jy nie maklik kan vlug nie en 'n oorlog wat die grootste humanitêre krisis tans in die wêreld veroorsaak het. En ons praat nie elke dag meer daaroor nie, maar die oorlog duur steeds voort. Daar is steeds elke dag 'n stryd tussen Sudan se weermag en die RSF. Nou die land is in 'n groot mate verdeel deur hierdie burgeroorlog. Die RSF beheer Darfur en groot dele van die weste, dele in die suide, en dan die weermag van Sudan wat beheer teruggeneem het oor die hoofstad Khartoum en dan groot dele van die ooste natuurlik tot by die Rooi See ook beheer. So aanvalle wat voortduur, die weermag van Sudan wat 'n lugmag het en wat dus lugaanvalle in Darfur uitvoer, die RSF wat toenemend guerrilla taktiek gebruik om dorpe aan te val waar die Sudanse weermag steeds in beheer is en dit alles lei tot groot burgerlike lewensverlies. Ek wil sê meer as byvoorbeeld die oorloë in die Midde-Ooste of Oekraïne, is die oorgrootste meerderheid van sterftes in Sudan is onskuldige burgerlikes. Dit is mense wat eenvoudig in die spervuur beland het. Nou Sudan is uitmekaar geskeur die afgelope 3 jaar, mediese dienste het omtrent tot stilstand gekom, ekonomies verkeer die land in 'n krisis, miljoene mense is daagliks afhanklik van voedselhulp wat nie altyd by hulle uitkom nie, en hierdie bly steeds Afrika se grootste krisis. Tans, dit lyk nie of daar regtig enige vordering gemaak word nie. Daar was pogings deur Amerika, ook deur sommige ander lande, maar vredesonderhandelinge het in 'n groot mate tot stilstand gekom. Daar's baie internasionale rolspelers. Nou, lande soos die Emirate en Egipte, selfs Turkye, Rusland speel almal op een of ander manier 'n rol hier. Verskillende lande het ook verskillende kampe wat hulle ondersteun. Dit het alles te maak met invloed in die streek, met handel, met goud, met olie wat byvoorbeeld uitgevoer word. Daar sterk ekonomiese belange wat 'n rol speel in die steun vir of die weermag van Sudan of die Rapid Support Forces. So ja, 'n oorlog waarvan ons dalk begin vergeet het, nie meer soveel op fokus nie, maar wat steeds besig is om voort te duur met daaglikse sterftes en 'n reuse humanitêre krisis wat daar voortduur. Die vierde oorlog wat nou al sedert 2021 voortduur, meer as 5 jaar reeds, is die burgeroorlog in Myanmar. Dis ook 'n oorlog waaroor ons bitter min ooit praat. Byna 100,000 mense wat dood is al in hierdie burgeroorlog en dit duur daagliks voort. Net in die afgelope week was daar verskeie lugaanvalle. Die militêre regering wat in 2021 'n staatsgreep uitgevoer het, beheer so tussen 20 en 30% van die grondgebied. Rebelle beheer groot dele van die res van Myanmar, en hierdie militêre regering wat natuurlik oor lugmag beskik, oor vliegtuie, hulle fokus hulle aanvalle dis baie sterk uit die lug met lugaanvalle wat juist bydra tot die groot hoeveelheid sterftes. Nou die interessante is natuurlik dat Myanmar 'n land is waar China baie invloed het. Die Chinese wat eintlik baie sterk noue direkte bande in Myanmar
het ekonomies en polities, maar wat tog nie soveel doen of soveel op die spel plaas regtig om te probeer om 'n einde aan hierdie konflik te maak nie. Daar was al verskeie pogings om China eintlik aan te moedig om meer te doen om 'n einde te bring aan die oorlog in Myanmar. Dit gebeur nie en dit lyk ook toenemend asof hierdie oorlog in Myanmar maar net eenvoudig in 'n lang oorlog gaan ontaard en dat ons oor 'n jaar of 2 of 3 steeds gaan praat oor die voortdurende oorlog in Myanmar, die gevolge wat dit vir die streek inhou, en natuurlik altyd dan die vraag oor waarom China nie meer gedoen het om 'n einde aan hierdie oorlog te bring nie. Die 5de en laaste oorlog waaroor ek wil praat, voordat ek net na sekere risiko's verwys vir moontlike toekomstige oorloë, is die stryd in die ooste van die DRK. Nou op die oomblik is dit redelik rustig rondom Goma en al daardie gebiede in die ooste van die DRK. Ons het die afgelope jare wat natuurlik jaar of 2 ewige stryd daar gesien. Die M23 rebelle wat in 2022 natuurlik herleef het met die hulp van Rwanda, maar hierdie oorlog of hierdie konflik is baie ouer, strek baie verder terug as 2022. Dit strek terug na die Rwandese volksmoord van 1994, die feit dat Hutus toe gevlug het na die ooste van die DRK en dat daar toe nog maar altyd 'n stryd was oor grens tussen rebellegroepe, tussen Rwanda en die DRK. Nou die ooste van die DRK is 'n onderontwikkelde gebied, baie ver verwyder van die hoofstad Kigali, 'n gebied wat baie moeilik regeer en beskerm kan word militêr ook. En daarom altyd rebellegroepe wat oor die jare op een of ander manier dit reg gekry het om dele van die ooste van die DRK te beheer. Dis ook 'n gebied met groot myne, baie buitelandse belange wat daar teenwoordig is. Dit speel natuurlik altyd in op konflik. Ons het gesien hoe sommige lande probeer het om vrede af te dwing op die gebied. Dit het nie regtig geslaag nie. Uiteindelik wel die VSA en die Trump-administrasie in Amerika wat daarin geslaag het om 'n skietstilstand tussen die M23 rebelle met Rwanda wat saam met hulle staan en die DRK af te dwing. Maar jy kan altyd weer 'n terugval kry na konflik. Die afgelope weke sien ons nou die uitbraak van Ebola. Dit is in die noordooste van die DRK, deel van die oorlog getuisterde gebied. Dit verhoog natuurlik die humanitêre krisis in die hele streek, grensposte met Rwanda en Uganda wat gesluit is as gevolg van die siekte. Dit maak dit moeiliker vir humanitêre organisasies om in die ooste van die DRK hulp te verleen, en nou ja, daar's altyd, dit het die laaste paar jaar se ervaring ons geleer, ergens weer 'n terugval na konflik. Of dit weer die geval sal wees binne die volgende maande of jaar, dit weet ons nie, maar wat 'n werklikheid is dat miljoene mense al moes vlug, dat baie mense dood is. Hoeveel sal ons nie weet nie, maar waarskynlik is die sterftesyfer in hierdie konflik in die DRK van die hoogste van alle oorloë in die wêreld die laaste 10-20 jaar. Die humanitêre krisis duur voort, die onstabiele situasie in die ooste van die DRK rondom stede soos Goma, dit duur voort, die vernietiging wat die burgeroorlog veroorsaak het, skade aan infrastruktuur, aan ekonomiese sektore, dit alles bly 'n reuse uitdaging. Vir nou, relatiewe kalmte, maar 'n mens kan verseker, dit nie vir die toekoms waarborg nie. Nou ja, as ons praat van relatiewe kalmte, kan ons seker ook verwys na die noorde van Ethiopië, waar daar vroeër hierdie week 'n verkiesing was. Ek verwys hier na die Tigray-streek, waar 'n bloedige oorlog, 'n paar jaar gelede burgeroorlog, plaasgevind het en waar die sentrale regering in Addis Ababa natuurlik 'n groot stryd gevoer het teen die regering van die Tigray-streek. Nou onthou, Ethiopië is 'n federasie, dit is 'n sterk etniese federasie met 'n groot hoeveelheid etniese groepe in Ethiopië wat dan elkeen hulle eie territoriale gebied het waaroor hulle 'n groot mate van selfregering kan uitoefen.
Die risiko vir 'n terugkeer na konflik in Tigray is baie hoog, dis tans veral baie hoog. Ons moet daai situasie veral dophou met die herverkiesing van die huidige regering in Ethiopië, mag die kanse vir daai konflik weer toeneem. Dan sien ons die probleme in die Sahelstreek in die noorde van Afrika. Ek praat hier van lande soos Mali, Niger, Burkina Faso, enkele andere waar islamitiese terreurgroepe geweldig sterk is. Hulle invloed uitbrei, hulle reeds groot dele van grondgebied in 'n land soos Mali byvoorbeeld beheer. Jy sit daar met verswakte militêre juntas, militêre regerings wat aan bewind is, wat met die hulp eintlik soms van Rusland regeer. Dit skep 'n baie plofbare situasie vir militêre staatsgrepe, vir volledige oornames deur islamitiese terreurgroepe, maar ook uiteindelik vir die verspreiding van die aktiwiteite van hierdie terreurgroepe na ander Afrika lande. 'n Reuse risiko vir eintlik die hele Afrika vasteland. Dan is daar natuurlik nog verskeie ander dreigende konfliksituasies in die wêreld. Ons weet van die krisis in Cabo Delgado in die noorde van Mosambiek. Daar is relatiewe kalmte op die oomblik. Daar was heelwat probleme in Nigerië gewees. Daar is die voortdurende dreiging vir 'n hervatting van burgeroorlog in Suid-Sudan. Heelwat probleme regdeur Afrika. In Latyn-Amerika is daar natuurlik altyd die risiko vir destabilisering in Venezuela. Dit lyk of daar tans relatiewe kalmte is, ook met Amerikaanse invloed wat uitbrei. Daar's altyd kanse dat Amerika 'n militêre operasie in Cuba kan onderneem. Nou ja, dit alles bly natuurlik risiko's. Van die Midde-Ooste gaan ons nie baie meer praat nie. Ons het reeds daarna verwys, maar in die Midde-Ooste is daar altyd risiko's vir konflik in verskeie Midde-Oosterse lande. Dit is so 'n bietjie van 'n oorsig van huidige konfliksituasies, potensiële konfliksituasies in die wêreld. Die werklikheid is dat ons tans verskeie ernstige oorloë in die wêreld het wat besig is om in langdurige konflik te ontaard. En ek verwys hier dink ek veral na die oorlog in Oekraïne, die oorlog in Sudan en tot 'n mate Israel en sy stryd met groepe soos Hamas en Hezbollah. Dis besig om 'n langdurige konflik te ontaard wat lei tot reuse ontwrigting, risiko's vir groter streekskonflik in al hierdie gevalle en natuurlik baie internasionale magte wat hierby betrek word. Daar was hoop gewees jare wat gelede vir vrede tussen Rusland en Oekraïne. Daar was enkele maande gelede regtig hoop dat 'n vredesooreenkoms in Sudan bereik kan word. Daar was hoop dat skietstilstandooreenkomste 'n einde kan bring tot die konflik byvoorbeeld tussen Israel en Hamas of Israel en Hezbollah. Dit lyk alles op hierdie stadium baie riskant of daar regtig in hierdie gevalle vrede sal kan wees. So langtermyn konfliksituasies, dieselfde met die geval van Myanmar, selfs in die DRK is ongelukkig 'n werklikheid. So hier in 2026 waar 'n mens sou dink die wêreld oor 'n beter vermoë behoort te beskik om natuurlik vrede af te dwing op konfliksituasies, sien ons ongelukkig steeds heelwat groot oorloë wat voortduur en verskeie risikosituasies. En ek het nie eens verwys na die moontlikheid dat China op 'n stadium kan probeer om byvoorbeeld Taiwan te annekseer en dat dit selfs in Asië tot groot konflik kan lei nie. Maar ja, dit is so 'n bietjie van 'n blik op waar die groot konfliksituasies in die wêreld dan tans staan. Dit is hierdie week se episode van Wêreldwys op Marula Media. Ek hoop julle het die program geniet en ek hoor graag wat dink julle daarvan? Wat is julle gevoel oor al hierdie oorloë? Sien julle dit dalk anders uitdraai? Sien julle miskien ander risiko's in ander wêrelddele? Ek wil graag daaroor lees. Lewe gerus kommentaar, onthou om in te teken op ons kanaal en volg gerus al die potsendings van Marula Media. Tot volgende week, totsiens.